Matteus 13 van vers 24 af. Die gelykenis van die onkruid tussen die koring. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land gesaai het. Een nag, toe die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid tussen die koring gesaai en verdwyn. Toe die groen koring opskiet en in die aar begin kom, het die onkruid ook sigbaar geword. Die slawe van die boer kom toe en sê vir hom: Meneer, het u nie goeie saad op u land gesaai nie? Waar kom die onkruid dan vandaan? Hy antwoord hulle: Dit is 'n vyand se werk. Die slawe sê toe vir hom: Wil jy hê ons moet dit gaan uittrek? Nee, sê hy. As julle die onkruid nou bymekaar maak, sal julle die koring saam uittrek. Laat albei saam groei tot met die oes. In die oestyd sal ek vir die wat oes sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand. Maar bring die koring na my skuur toe. Tot sover. Met die oog op ons boodskap is ons besondere fokus dan op die eerste vers. Hy het nog 'n gelykenis aan hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemel kan vergelyk word met 'n man wat goeie saad op sy land gesaai het. En dan hoor ons wat verder gebeur. Die vyand het gekom en die onkruid tussen daardie saad gesaai. Ons het in die vorige 2 sondae ook oor gelykenisse gepraat en ons kon in al hierdie gelykenisse sover tot die konklusie kom dat wanneer Jesus begin om gelykenisse te vertel, dat hy vir jou regtig vra: sit op aandag, luister goed, want ek is besig om baie waar goeders, baie belangrike waarhede eenvoudig verteerbaar vir jou te gee, met die doel dat jy dit sal gaan leef. En weer eens so in ons gelykenis vanoggend, wanneer ons sien in hierdie gelykenis oor die goeie saad en die slegte saad. Om die gelykenis te verstaan, moet jy net eers sien die prent wat geskets word hier, is dat die land van die boer is die wêreld, waarin nie net die kerk leef nie, maar waarin die kerk saam met ongelowiges leef. Dis ons realiteit. Ons is gelowiges wat saam ongelowiges moet leef, wat saam met mense moet leef wat in ander goed glo, wat saam met hulle moet werk, dalk saam met hulle in sportspanne is, allerhande tipe goeders. Daarom sien ons ook hierdie beeld van die wortels wat verweef raak. Die Here sê: Moenie die koring uittrek nie, of die onkruid uittrek nie, want dit kan maklik gebeur dat die koring saam uitkom. So naby is die beeld. Ek en jy leef in hierdie wêreld waar ons so naby aan mense is wat staan vir alles wat teen wie ons is. En wat moet ons doen om uit te staan bo dit? Hoe moet ons leef om nie te raak soos die onkruid wat ook in die wêreld gesaai is? So die goeie saad is eenvoudig, dit simboliseer my en jou, ons wat waarlik glo in Jesus Christus en wat deur hom gered is. En die onkruid is die mense wat nie verlos is nie, en natuurlik dan ook die mense wat nie bestem is vir die verlossing nie. Die vyand verklaar meeste verklaarders as die duiwel wat kom en die sonde saai, maar vanuit dit ontstaan daar nog eintlik vyande in ons lewe. Ons hoor die Here antwoord hier: 'n vyand. Hy sê nie die vyand nie, hy sê 'n vyand het gekom. En baie keer is dit so dat wanneer ek na die saailand van my lewe gaan en wil gaan ondersoek instel hoe dit met my gewasse gaan, dan is ek partykeer my eie grootste vyand. Of iets wat ek in my lewe koester, vashou, belangrik ag, my vyand. Of so kan jy die toepassing maar vir jouself maak, maar dit gaan oor die feit dat daar is onkruid tussen die goeie saad. Tussen die goeie koring is daar onkruid. Johannes Calvin sê: So long as the church is in pilgrimage in this world, the good and sincere will be mixed in with the bad and the hypocrites. Dis die waarheid, dis die lewe waarin ons leef. En hierdie beeld teken dan die sondigheid van die mense en die duiwel wat dit exploit, se pogings om die kerk of die koninkryk van die Here binne te dring, dit te vernietig, en baie belangrik, sy werk so mooi te vermom dat die kerk blind raak daarvoor. Hy vermeng dit op so slinkse manier dat die blote oog baie keer gewoond raak aan die beeld en begin missien of miskyk waar daar fout is. Sukkel om uit te ken wat verkeerd is.
Dis baie belangrik dat ons verstaan wat lê agter hierdie beeld. Want jy sien in die Afrikaans net die goeie saad en die slegte saad, maar dis 'n woord wat in die Grieks gebruik word, is die Griekse woord zizanion. En dit vertaal ons dan as slegte saad, maar slegte saad, maar is ook algemeen bekend as darnel en die Latynse naam daarvan is Lolium temulentum. So hierdie Lolium temulentum is die saad waarvan gepraat word wat die Here in sy voorbeeld gebruik hier. So hoe die eienskappe van hierdie Lolium temulentum is dat wanneer hy spruit en groei, dan lyk hy presies soos koring. Die kleur, die tekstuur, die gevoel, alles, hy's nes koring. Maar is eers wanneer hulle in aar ingaan en hulle begin saad maak, dan is hierdie darnel se sade pers donker en die koring se sade geel, soos koring moet wees. So julle sien die slinksheid waarvan hier gepraat word en wat vir ons geleer word, dat die onkruid wat in ons lewe gesaai word, dit baie goed versteek word, op so 'n manier dat ons dit baie keer nie kan sien nie. Ons kan dit maklik verwar. So kan dit gebeur dat ons begin om ons ingesteldheid, ons waardes, ons prioriteite, die belangrikste dinge in ons lewe ook te verwar, want langs ons groei al hierdie goed wat nie te sleg lyk nie, maar eintlik nogal sleg is. Jesus dink so mooi en so diep wanneer hy gelykenisse gebruik. Hierdie woord temulentum is 'n Latynse woord en dit beteken dronkenskap. Dit beteken dronkenskap. Want op hierdie darnel se are, wanneer hulle sade stoot, het daar 'n swam gegroei. En as daardie sade tussen die koring ingekom het, dan het daardie swam veroorsaak dat wanneer jy van daardie koring eet, jy dronk word of naar word en opgooi. Dis wat gebeur het. Daarom wanneer die Here hierdie voorbeeld vertel, dan sê die mense soos, nee, ons soek nie van daai saad nie, daai is baie slegte saad. Die nagevolg, nie net is dit verkeerde saad nie, maar die nagevolge daarvan is terrible. So dit veroorsaak naarheid of dronkenskap wanneer dit inkom. So voor ons nou verder gaan en hierdie goeters probeer toepas op ons, kom ons vra net vir ons die vraag, het hierdie soort goed gebeur, as Jesus hierdie gelykenis vertel vir ons? Was dit iets wat 'n realiteit was? Was dit iets wat hierdie mense wat vir hom luister, sou geken het en gesê het, okay, nee, ons verstaan die relevantie daarvan en wat jy nou moet vat, en ook die relevantie daarvan bestaan. Ek kan vir jou verwys na die Lex Cornelia de Inurus. In 81 voor Christus, dan het die Romeinse regering die strafwet ingestel, wat bekend gestaan het as daai vreeslike Latynse term, wat daar staan. So, hierdie soort sabotasie was algemeen, want wat hierdie wet verbied het, is dat mense onkruidsade in ander mense se lande gaan saai. So in die Romeinse wetboek is daar 'n wet geplaas om hierdie ding te verbied. So die mense weet waarvan Jesus hier praat, hulle ken waarvan hy hier praat. Onthou, dis oorlewingsoorlog. As jy 'n ou in daardie tyd wil seermaak, want landbou was in die hart van die ekonomie, in die hart van die mense se bestaan, as jy 'n ou wou seermaak, maak sy oes seer. As jy kwade gevoelens teenoor jou buurman het, laat sy oes misluk, dan is daai ou in diep moeilikheid, want hy het niks om te eet nie. Reg deur die Bybel sien ons dat hongersnode, die tragedie binne droogtes is hongersnood. Om nie iets te hê om te eet nie. So maak 'n ou seer, wil jy 'n ou seer maak? Vat sy lewensbron weg. En daarom skryf die Romeine hierdie wet wat jou verbied. Die inuria dis 'n onreg. Dis wat dit beteken. Dis 'n onregmatige daad. Dis persoonlike aanranding. Jy sou dieselfde vervolg geword het vir dit as wat jy vervolg geword het daarvan as jy 'n ou amper doodgeslaan het. So 'n ernstige misdaad was dit. Nou bring die Here ons by die toepassing van hierdie goed op ons eie lewe. En ons noem dit somme die graansif van die lewe. Want ek is seker, soos julle nou hier sit en jy gehoor het van die tenufolium, wil jy nie hierdie giftige sade in jou lewe hê nie.
Jy wil veral nie hierdie giftige sade wat naarheid en siekte en al daai goed veroorsaak in jou huwelik hê nie. Ons wil dit nie in hierdie kerk hê nie. Ons wil dit nie by ons skole hê nie. Ons wil dit nie in ons verhoudings hê nie. Ons wil nie hierdie saad hê nie, want so sonde maar is, vergiftig dit. Ons kan dink sonde is onskuldig en ag, dis nie te erg nie, dis 'n ou klein dingetjie. Ek gaan dan 2 keer 'n maand kerk toe, nie elke Sondag nie. Nou praat ek alweer met die wat hier is. Maar ons kan dink sonde is klein goedjies, net soos daai onkruid wat saam met die koring gegroei het. Maar sonde, en hierdie is die realiteit, vergiftig mense se lewens. Sonde maak mense dood, of jy dit wil hoor of nie. En as ons die sonde toelaat om te groei, dan maak dit ons in ons lewens, soos hierdie ding gesê het, naar en dronk aan dit. Daarom moet ons daarteen veg. Daarom het ons graansiwe nodig, om seker te maak hierdie slegte graan kom uit ons lewens uit. Dis maklik hier om die afleiding te maak dat die duiwel se grootste poging sal altyd wees, en dit kan jy maar weet, om sonde te normaliseer en dit in mense se lewens in te saai. Om mense kontent te maak met die goed wat ons gekant moet wees teen. Om Christendom stil te maak oor die goed waarteen ons moet uitspreek. Waar ons 'n lig moet skyn in die duisternis waarin mense verstrengel geraak het. En in jou lewe gaan hy dit probeer. Hy gaan probeer om dit te normaliseer. En wat gaan dit doen? Dit gaan jou vergiftig. Daarby saam ook die koring te laat vergeet wat die koring se doel is. So ons moet met siwe werk in ons lewe en ons moet hierdie siwe gebruik om skoon te sif wat sleg is daarvoor te verwyder. En dit gebeur in elke fase van ons lewe. So ons moet vra, wat is hierdie siwe in ons lewe wat ons verhoed om deur die onkruid verstik te raak, om hierdie onkruidsade wat vergiftig te eet en in te neem. Soos die Romeine wette geskryf het teen die boosaardige dade van swak buurmanne wat afgunstige en lelike haatlike goed wil doen, so het die Here ook vir ons 'n wetboek geskryf. Sy woord. Die grootste, die mees volmaakste sif wat enige iemand ooit ontwerp het, is die waarheid wat God van homself aan ons openbaar. Die woord kanon, wat ons gebruik om die Bybel te beskryf, is die Griekse woord kane, en dit beteken maatstaf, liniaal. As jou liniaal sê, okay, vandag se types is bedenklik vir die van julle wat handyman doen, elkeen se 5 cm is anders. Maar ons praat nou hier van 'n genuine, dalk 'n Stanley, nee. As 'n liniaal sê 'n ding is 5 cm, dan sy 5 cm, hy's nie 6 cm. En dis die kanon se werk in ons lewe. As die Here sê iets is 5 cm, dan is dit 5 cm. Dis nie 6 cm nie. Al probeer die slinksheid van mense dinge vir jou anders leer. En daarom is dit belangrik dat ons hierdie maatstaf leer ken. Waaroor het ek laas Sondag gepreek? En hoe het jy dit hierdie week uitgeleef? Want is tog so dat ons iets gegee het om jou voor te berei vir die preek en na betragting weer Maandag uitgestuur het. Ons kan nie net hoorders van die woord wees nie, maar ons moet daders wees. Watse tekste kan jy vir jouself opsê wanneer jy alleen en in 'n donker en 'n moeilike situasie is en nie 'n Bybel by jou het nie? Hoeveel het jy in die argiewe geberre van die goud van God se waarheid, sodat jy daarin kan delf vir jou eie persoonlike rykdom in jou tye van nood of sommer net jou tye van dankbaarheid? Ons moet die woord nie net hoor nie, maar ons moet dit leer ken en dit gebruik om te behou wat die goeie graan is en met die maatstaf daarvan te meet wat die swak graan is en dit uit te jaag. Ek het amper hierdie week jou pa gebel, Emma, en vir hom gesê hy moet een van sy siwe kom demonstreer hier. Oom Jaap-Jan, hy bou siwe wat graan skoon maak, maar daai goed raas en hulle maak verskriklik vuil. Toe dink ek hier sal 'n paar tannies wees wat kwaad is vir my as hulle vol stof is. Maar ons moet die woord van die Here as so sif gebruik om skoon te maak wat nie hoort nie. En as die Here sê 5 is 5, dan is 5, dis nie 6 nie.
Daar's so baie verse waarna ons kan kyk. Ons kyk vinnig na 'n paar. 1 Tessalonisense 5 vers 20 tot 22. Moenie profesie geringskat nie, maar toets dit alles, behou wat goed is en bly weg van wat sleg is. Die karakter van waarmee jy met die woord van die Here moet werk is om dit te gebruik om te toets. Hebreërs 4 vers 12. Die woord van God is lewend en kragtig, skerper as enige swaard met 2 snykante. Dit dring selfs deur tot die skeiding van siel en gees, van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en die gedagtes van die hart. Die Here sê, my woord gaan jou oopsny. Dit gaan oopvlek wat fout is in jou lewe. En jy moet dit aanvaar of ervaar as die heerlikheid wat dit is. Die Here wat besig is om jou te suiwer, die Here wat besig is om jou te help om rein te lewe, die Here wat jou besig is om jou te help om soos 'n ware koringaar goeie vrugte te dra. 'n Mens moet nooit die aanstoot van die woord as iets slegs sien nie, maar as die Here wat besig is om jou beter te maak, besig is om jou te laat uitstaan as die ware goeie saad in die koninkryk. Filippense 4 vers 8 tot 9 sê verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. Daarmee moet jy besig wees. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, met ander woorde die evangelie, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Hierdie vers staan Paulus amper half met een van daai diamantsiwe of goudsiwe waarmee hulle in die spruite werk. Is die beeld wat jy in jou kop moet kry en is besig om met die water van lewe hierdie sif van die woord van die Here te gebruik om te kyk wat is waar, wat is edel, wat is reg. So moet ons elke dag in ons lewe besig wees. Wat 'n wonderlike voorreg dat ons hierdie genadegawe het om dit te kan doen. Dat die Here sê hier's vir jou 'n maatstaf. Toets en as ietsie reg is, jy pluk dit uit, want dit is net daar om jou te vergiftig. Dis nie goed vir jou nie. Verder is 'n baie belangrike maatstaf, die onderskeid is in die vrug. Daar het tog duidelik vir ons gestaan, sodra die darnel sy vrug vorm en die koring sy vrug vorm, kon die werkers baie maklik sien wat die verskil tussen die twee is. So hoe werk ek saam met hierdie mense? Hoe is ek tussen hierdie mense? Hoe gaan leef ek in 'n wêreld wat deur die boosheid van sonde eintlik oorheers word in die mense oog? Ek gaan staan uit deur die vrugte wat ek dra. Disippels moet so leef dat hulle onderskeidbaar is van die valsheid. Die onkruid se saad was sleg vir mense. Dit vergiftig mense. Dit vergiftig en vernietig lewens. Maar die vrug van die koring is goed. Dit voed, dit versorg. Dis baie belangrik vir oorlewing. En so is die vrug van die Heilige Gees ook. Dis goed, dis opbouend, dis versorgend en is uiters belangrik vir oorlewing. Daarom moet ons as disippels onsself toewy daaraan om deur die woord van die Here, gelei deur sy Gees, so te leef in die Here, dat ons mense bedien op 'n manier dat ons uitstaan, geken word vir ons liefde, geken word vir ons genadigheid, geken word vir ons lankmoedigheid, geken word vir ons vergewensgesindheid, geken word vir ons harte vir ander mense, geken word daarvoor dat ons vriendelik is met mekaar, geken word daarvoor dat ons omgee vir mekaar, geken word daarvoor dat ons mekaar baie maklik vergewe, selfs al het jou sonde my seer gemaak. Moet ons aangaan? Geken word deur die dinge van die Heilige Gees. Want wat jy altyd moet onthou, vandag en elke dag vorentoe in jou lewe is, die Here Jesus maak nie 'n wêreld vir sy disippels nie. Hy maak disippels vir die wêreld waarin hy hulle instuur. Dis wat die Jode wou gehad het. Hulle wou gehad het die seun van Dawid moes kom en hy moes 'n wêreld maak vir die gelowiges. Hy moes kom platvee, almal en alles wat nie ooreenstem met die woord en die wet van die Here nie. Dis hoekom hulle so teleurgestel is in Jesus. Want Jesus kom doen nie dit nie, hy kom breek homself af en gee sy lewe, sodat mense in hom in 'n nuwe koninkryk kan leef, vir nuwe dinge kan leef. En daarom maak hy ook nie 'n wêreld vir ons, waarin alles perfek is, en dinge net maklik sal wees, en jy alles net sal regkry, en jy geen teenstand sal kry, of nie sal hoef te leer om te funksioneer tussen hierdie swak
sade wat oral gesaai is nie. Wat hy vir jou sê is, staan jy so uit, leef jy so in my, dat hierdie wêreld jou nie saam met hulle kan aftrek nie. Dis wat hy sê. Hy maak ons een met hom, en deur ons een wees met hom, kan ons in hom wat die gans ander is, leef, om ook gans anders te wees. Karel Barth het die idee gekry van een of ander teoloog voor hom, ek kan nie sy naam Herman, ek kan nie onthou nie, en in die Duits beskryf hulle God as die gans anderens. Hy is die een wat heeltemal anders is as almal en aan enige iets. Hy staan bo dit uit. Hy is die almagtige, hy is die alomteenwoordige. Hy is die een wat enige iets kan doen. Hy is die een wat sy liefde en genade en vergewingsgesindheid nie grense het nie. Hy is die een wat homself so nederig maak dat hy die gestalte van 'n slaaf aanneem deur aan mense gelyk te word. Hy is die gans andere in die sin dat hy sy lewe kom gee om vir ons te sterf. Dat hy op sy knieë neerkniel en voete was en sê ek het gekom om te dien en nie gedien te word nie. En wanneer hy ons met hom een maak, as ons hoor in Romeine 6, ons is saam met hom in sy dood gedoop en ons het saam met hom in 'n nuwe lewe opgestaan, dan is dit die identiteit waarna ons moet streef en waarin ons moet werk om te leef. Hierdie wêreld moet sien, ek is gans anders, want my God is gans anders. Ons leef tussen die heidene, ons leef naby hulle, ons wortels is met hulle vermeng. Wat onderskei 'n disipel? Hy lyk gans anders, omdat hy in die Heilige Gees Jesus Christus volg. Wanneer ander dis wil afbreek, moet ek en jy bou. Wanneer ander wil onderdruk, moet ek en jy die vryheid van die evangelie bedien. Wanneer ander wil haat, moet ons lief kry, al is dit moeilik. Wanneer ander wil veg en oorlog maak, moet ons vredemakers wees. Wanneer ander aan die valsheid wil vashou, moet ons so in die waarheid leef, dat ons bekend maak en dat ons bakens is van die lig van die uitkoms uit die vergiftiging van die onkruidsaad. En dat ons so die heerlikheid van ons koning in hierdie wêreld uitstraal. Om te sê, liewe wêreld, sien tog raak, daar's 'n nuwe lewe in die gans andere. 'n Nuwe lewe wat gans anders is as die gebrokenheid van dit wat julle nou ken. Kom ons bid saam. Here, ons loof en ons prys U vir die wonderlike voorreg dat U ons red, dat U ons ook anders maak, dat U vir ons die gawe van U woord gee om sif in ons lewe te wees, die gawe van die Heilige Gees wat die krag in ons lewe is, dat ons U mag gaan bid as die een wat gans anders is, volmaak, heilig, perfek, alwetend, almagtig. Help ons om so in U oor te gee, dat mense U in ons kan sien, dat ons waarlik beelddraers is wat U weerspieël in U wêreld, en dat ons in hierdie wêreld die vrugte van liefde, geduld, genade, goedheid, toewyding, al die ander dinge wat U ons roep om te doen en te wees, sal uitdra. Ons kan dit maar net doen in U krag, en daarom bid ons vir U groot genade en liefde in Jesus se naam. Amen.